Bybel vir kinders bied aan 'n prins word die skaapwagter. Geskryf deur Edward Hughes en gelees deur Oom Flip. Moses het gesien hoe 'n Egiptenaar 'n Hebreër slaaf slaan. Alhoewel Moses groot gemaak en geleer was as 'n prins in Farao se paleis, was hy eintlik 'n Hebreër. Hy moes die slaaf help. Moses het om hom rondgekyk en seker gemaak niemand kyk nie en het die slawedrywer wreed aangeval. In die geveg wat gevolg het, het Moses die Egiptenaar gedood. Vinnig het hy die lijk begrawe. Die volgende dag sien Moses 2 Hebreërs veg. Hy het probeer om hulle te stop. "Gaan jy my ook doodmaak soos die Egiptenaar?" het die een gevra. Moses het bang geword. Almal weet van gister, Farao ook. Moses moes vlug. Hy het na die land van Midian gegaan. Moses het by die put gerus en 7 dogters van die priester van Midian het die krippe gevul met water vir hul vader se vee. Die ander skaapwagters het probeer om hulle uit te skuif. Moses het die vroue beskerm en gehelp. "Julle is vroeg by die huis," het Reuel die dogters se vader gesê. Die dogters het vertel wat by die put gebeur het. "Bring die man hier," het hy gesê. Moses het by Reuel, ook genoem Jethro, gebly. Hy het ook met sy oudste dogter getrou. In Egipte het Farao gesterf. Die mense van God, die Hebreërs, was steeds slawe. Hulle het baie gekla oor die verdrukking. Hulle het tot God gebid vir hulp. God het hul gebede gehoor. Moses het dit nie geweet nie, maar God se plan was om hom te gebruik om die Hebreërs uit slawerny te red. 40 jaar het verbygegaan sedert Moses uit Egipte is. Hy was die wagter van Reuel se skape. Hy het sy mense in Egipte gemis. Eendag sien Moses 'n bos brand, maar die vuur het nie die bos verteer nie. Hy het nader gegaan om te sien wat aangaan. Toe Moses nader gaan, roep God hom uit die brandende bos. "Moses, hier is ek," antwoord hy. "Moenie te naby kom nie," sê God. "Trek uit jou skoene. Die grond waarop jy staan is heilig." "Jy moet na Farao gaan en my mense uit Egipte lei," sê God. Moses was bang om te gaan. God het aan Moses sy groot krag gewys. Hy het Moses se staf verander in 'n slang. Moses het die slang opgetel aan sy stert en dit het weer 'n staf geword. God het ook 'n ander teken gegee. "Sit jou hand in jou boesem," beveel God. Moses maak so. Sy hand het wit geword van melaatsheid. Hy het weer sy hand uitgesteek en dit was gesond. Moses wou nog steeds nie gaan nie. "Ek praat nie maklik nie," sê hy. God het kwaad geword. "Ek sal Aaron, jou broer, gebruik om die woorde te spreek wat jy hom sê," sê God. Moses is terug na Jethro en het sy besittings gepak en na Egipte gegaan. God het Moses se broer Aaron gestuur om hom in die berge te ontmoet. Moses het Aaron alles vertel wat God se plan was om die Hebreërs te red van die Egiptenaars. Saam het hulle met die nuus na die Hebreërs se leiers gegaan. Moses het die tekens aan die Hebreër oudstes gewys en hulle het geweet God gaan hulle help. Saam het hulle God aanbid. Vol moed is Moses en Aaron na Farao. God sê: "Laat my mense trek."
het hulle gesê. Ek sal Israel nie laat trek nie, het Farao gesê. Hy sou God nie gehoorsaam wees nie. God sou sy groot krag moet gebruik om Farao te ooreed om hulle te laat trek. 'n Prins word 'n skaapwagter. Hierdie storie kom uit Eksodus 2 tot Eksodus 5. Die einde. Lees jou Bybel elke dag en bid sonder ophou en jy sal sterk word in die woord.